Nou hartlik goeienaand aan een en elkeen van u. Dis 'n wonderlike voorreg om dan ook so hier saam te kan wees op hierdie Dinsdag en ons eer die Here en ons vertrou hy het vir u deurgedra deur hierdie dag. As ek so na u kyk, dan lyk u sommer fris en vars en opgewonde en ons is dankbaar daarvoor. En wagtend in ons harte dat die Here deur sy woord met ons kan kom spreek, soos hy in die vorige geleenthede dit dan ook so kom doen het dan. En liewe vriende, ek wil u maar weer herinner aan daardie wonderlike teksvers wat vir u 'n belofte is en as u die voorwaarde nakom, sal dit sekerlik gebeur. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En ons het dit nodig in hierdie tyd en mag u dit so van die Here ontvang dat u op die Here wag. Nou u dit nou tot nou gedoen, liewe vriende, môre aand is die laaste enetjie. Kan ons dink dit gaan vir my bietjie te vinnig en ons sien so uit na elke geleentheid. En nou liewe vriende, as u nou nog môre aand kom, dan sal baie van u wat sommer 100% het, né? So ons is nogal bly daaroor ook. So ons bid daarvoor, nooi mense ook as u kan en soek die Here self vir die eie lewe. Ek dink is die heel belangrikste, heel eerste en ons weet die Here sal vir ons kom ontmoet dan. Mag die Here dan ook so vir u baie naby en omtrek dan. Nou liewe vriende, ons wil ook so vir Durban gemeente ook net welkom hier dan. Hulle skakel ook daarin en ons bid vir hulle ook en hulle bid vir ons ook en saam bid ons vir dominee en ons weet die Here seën sy woord dan ook so. So kom ons hou die Here dan vas. Ons wil vir u 'n geleentheid gee om net so 'n oombliekie stil te word en vir die Here te sê, Here, dis my hartsbegeerte, dis my behoefte vanaand. En dit wat op die hart is, om hierdie oomblik net daar voor die Here te praat en mag die Here vir u dan seën. Ons gee vir u so geleentheid en ons wil ons 'n gebed doen. Ons dierbare Here, baie dankie dat u hoor. En of ons nou hier in Benoni bid, of in Durban, of waar ons ook al ons mag bevind, hulle wat dalk siek is en nie hier by die diens kan wees nie, Here, en hulle het daar ook tot u geroep, u het gehoor. En Here, ons brein is te klein om dit te verstaan, dat u elke gebed so intens spesifiek kan hoor, asof dit die enigste gebed is, wat tot u gebid is. Maar Here, u is God, en u, Here, doen groot en heerlike dinge. En nou is ons vanaand hier, Here, en ons het hier na toe opgekom, omdat u in die woord vir ons sê, dat ons hier moet kom soek, en ons is hier, Here, want ons het nodig om u te vind. Ons het nodig, Here, om meer aan die beeld gelykvormig te word, en daarom vra ons dat u woord in hierdie aand ook kragtiglik sal kom gebruik, soos die vorige kere, en dat u dit waarlik sal kom seën. U salf u knegg opnuut, en ons dank u, Here, dat u ook vir hom so toerus in hierdie aand, en ons bring aan u al die lof, en die eer en die aanbidding van ons hart, want u doen ver bo wat ons bedink of verwag. Amen. Nou lieve vriende, ons gaan nou daar die lied saam sing, daarso is dit gesang 40, né? Gaan ons saam sing daarso op die bord wat dit so is, en terwyl ons dit sing, dominee, kan u na vore kom, en mag die Here ook vir groot vrymoedigheid vanaand ook so gee dan. Kom ons sing dit dan saam. Ja, dis andermale voorreg om vanaand ook hier te wees so saam met u. En kom ons word net stil. Dat ons die dinge begin bedink wat daar bo is en nie wat op die aarde hier onder is nie. Kom ons sit net so vir 'n oomblik, daar's reeds gebid, maar laat ons ook so in die naam van die Here begin.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Geliefdes in Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees hier in ons midde. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak vanaand, daar by Josua weer, maar hierdie keer gaan ons Josua 3 saam lees. Maar voordat ons by Josua 3 lees, wil ek net so 'n paar verse van 2 Konings 2 weer aan die voorhou. Dominee het nou gepraat van eksamens en allerlei dinge. Die eksamen slaag of so. Nou ek kan vir u sê, die van u wat nou reeds by Gilgal was en by Bethel was en nou gisterand ook by Jerigo was en nou vanaand by die Jordaan is, nou sê Elisa die hele tyd vir Elia, so waar as die siel leef, die Here leef, ek sal u nie laat gaan nie, en hulle het saam afgegaan. Elke keer sê hy, nee maar, bly maar by die vorige plek. En miskien is dit ook so, dat daar 'n stemmetjie vir u gesê het, ag, bly maar by Gilgal, bly maar by Sondagoggend, maar daar is daarom 'n Sondag aand ook gewees, en 'n Maandag aand, en 'n Dinsdag aand, en nou is ons hierso, by Dinsdag aand. Ek lees net gou daai eerste paar verse van 2 Konings 2, toe die Here Elia 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan, en Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel. Die Here. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie, en hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag die heer van die hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, die Here stuur my na Jerigo. Maar hy sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie, en hulle het na Jerigo, in Jerigo aangekom. So 'n paar vers, of 1 vers 6 later, Elia sê vir hom, bly tog hier, die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie, en hulle twee het gegaan. Die Jordaanrivier. Nou dit bring ons nou vanaand by Josua 3, en ons gaan daarso saam lees vanaf vers 1 van Josua hoofstuk 3. Daarop het Josua die môre vroeg klaargemaak, en hy met al die kinders van Israel het van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom, en daar die nag oorgebly, voordat hulle deurgetrek het. En aan die einde van 3 dae die opsigters die laar deurgegaan, en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees, kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek. Want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Verder het Josua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. En Josua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uitgetrek. Daarop sê die Here vir Josua, vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees, soos ek met Moses gewees het. Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra en sê, net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan. Toe sê Josua aan die kinders van Israel, kom nader hierheen en luister na die woorde van die Here julle God. Verder het Josua gesê, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is,
dat hy sekerlik die Kanaaniete en Hetiete en Jewiete en Feresiete en Girgasiete en Amoriete en Jebusiete voor julle uit sal verdrywe. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in. Neem dan nou vir julle 12 manne uit die stamme van Israel, 1 man uit elke stam. En net soos die voetsole van die priesters wat die ark van die Here van die hele aarde dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word. Die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan. En toe die volk wegtrek uit hulle tente, om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes, bly die water staan, wat van die bokant afkom. Dit het opgereis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam, wat langs Sartan lê, en die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn. Toe het die volk deurgetrek, teenoor Jerigo. Maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het onbeweeglik bly staan op droë grond, binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het. Hoofstuk 4, en toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het die Here met Josua gespreek en gesê, neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man, en gee hulle bevel en sê, neem vir julle vandaar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, 12 klippe, en bring dit saam met julle deur, en sit dit neer op die slaapplek, waar julle vannag gaan oorbly. Toe het Josua die 12 man geroep, wat hy uit die kinders van Israel, uit elke stam 1 man aangestel het, en Josua het vir hulle gesê, trek uit, voor die ark van die Here julle God tot binne in die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op, elke man 1 op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here by sy deurtog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Ons lees tot daarso uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil graag vanaand met u praat na aanleiding van die 17de vers wat sê die priesters het bly staan op droë grond binne in die Jordaan terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het. Ons praat vanaand oor die deurtog deur die Jordaan. Nou Israel is gered uit Egipte, die land van slawerny. Dit was 'n wonderwerk van die Here. Hy het die Rooi See gekloof, hulle droogvoets deurgeloop. God het 'n groot plan vir hulle gehad, sodat alles met hulle sou gebeur en dit sou 'n voorbeeld vir ons wees, ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde. Dit is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. 1 Korintiërs 10 vers 11. En dit sou heenwys na God se verlossingsplan. Want hy red ons ook nie om in die woestyn te sterwe nie, maar ook om die volheidslewe te hê. Hy het hulle uitgelei om hulle in te lei. En hierdie plan was dan dat hulle ook in Kanaan sou woon, 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar die manne was ongelowig. Hulle het opgesien daarna om die land in besit te neem. Numeri 13 vers 32 sê, so het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, dis nou daai 10 verspieders, hulle sê, dis 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Hulle het nie kans gesien vir die Kanaans lewe nie. Die prys was te groot, dit was te moeilik, en die gevolg was, dat hulle vir 40 jaar lank moes rondswerf.
En nou kom Israel na 40 jaar se omswerwinge in die woestyn weer voor 'n keuse te staan. Sal hulle hierdie keer die beloofde land binnegaan? Sal hulle hierdie keer die volheidslewe deurgaan? Net soos Israel uit die mag van Farao gered is, het die Here ons ook gered uit die mag van Satan en die dood. Dit is deur die wedergeboorte, soos hy Israel deur die Rooi See heen gered het, toe Farao vir hulle gejaag het. Gered, vriende, ja, gered. Maar die geestelike lewe eindig nie by wedergeboorte nie, dit begin by wedergeboorte. Want heiligmaking is 'n proses wat by wedergeboorte begin en vroeër of later behoort uit te loop op 'n krisis van heiligmaking. 'n Krisis van heiligmaking. Aan die ander kant van die Rooi See is Kanaan, die volheidslewe. Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Maar die pad na Kanaan loop deur die woestyn. Daar's eers 'n pad wat geloop moet word alvorens die Jordaan en Kanaan bereik kan word. En so baie kinders van die Here bly by 'n tragiese geestelike lewe in die woestyn omdat hulle nie vorder op die pad na heiligmaking nie of van heiligmaking nie. Terwyl die Here vir hulle sê, kom net by Bethel uit. Kom daar uit. Begrawe die afgode. Maak gou om daar uit te kom. En dit voel vir hom of die kind van die Here voel vir hom of hy in hierdie droë dorre woestyn is waar hy sukkel om oorwinning te kry oor sonde. Dit voel dalk vir hom of hy nie regtig diensbaar vir die Here is nie. Hy bevind hom in 'n soort van 'n val en 'n opstaan lewe. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie, maar tog is die Here daar en hy lei die kind van die Here deur die woestyn om hom of haar by Kanaan uit te bring, soos hy Israel gelei het om uiteindelik die beloofde land in besit te neem. Maar voor die beloofde land is daar die laaste versperring wat oorkom moet word, en dit is die Jordaanrivier. Dalk het daardie kind van die Here al voor die Jordaan gestaan, maar hy het nog nooit kans gesien nie. Want wat is aan die kant die Jordaan? Die vestingstede wat oorwin moet word. Dit waarvoor die 10 verspieders nie kans gesien het nie. Hy's bang vir dit wat daar aan die kant wag. Jerigo, wat met die banvloek getref moet word. Bang vir daai oorgegewe lewe, van wat dit dalk moet beteken in my lewe. Wat ek dalk eenkant moet sit, wat ek dalk moet los, wat in die toekoms met my gaan gebeur. Maar dan sê die Here vandag in Deuteronomium 2 vers 3, julle het lank genoeg om hierdie gebergte getrek, draai noordwaarts weg. Deuteronomium 2 vers 7, want die Here jou God ken jou trek deur hierdie groot woestyn, en nou vir 40 jaar lank sit jy in hierdie woestyn. Lang genoeg het jy nou in hierdie woestyn rondgetrek, dis tyd vir die deurtog deur die Jordaanrivier. Slaan jou oop, en kyk, sien die rivier is in volle vloed hier voor jou. Die oorwinningslewe van dienswerk lê daar agter. Die volheidslewe noem Andrew Murray dit. Party noem dit vervulling met die Heilige Gees. Die tweede genadewerk, die Kanaanlewe, die oorwinningslewe. Elisa noem dit 'n dubbele deel van die Gees wat op my moet rus. Maar dit is ook 'n opdrag. En daarom sien ons in die eerste gedagte dat die deurtog deur die Jordaan is 'n opdrag tot dienswerk. Dis 'n opdrag. Jy moet dit doen. Vers 3 sê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Die volk het net opgebreek as die wolk in die vuurkolom vooruit gegaan het en beweeg het. Dan het hulle kamp opgestaan en hulle het die wolk in die vuurkolom gevolg. Die verbondsark het dit gevolg. En nou gaan die verbondsark van die Here die Jordaan in. Dit wys vir hulle die pad wat hulle moet loop. Die opdrag is om kamp op te breek en agter hom aan te gaan. Waar wil hy hê moet hulle heen gaan? Hy wil hê hulle moet vooruit gaan, agter die verbondsark aan, agter sy teenwoordigheid aan, en die verbondsark gaan die Jordaan in. So hy wil hê die volk moet deur die Jordaan gaan. Dis wat hy verwag van hulle. Josua 3 vers 11 sê, kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in. Maar hierdie volk was al 'n vorige keer vlak voor Kanaan. Onthou u 40 jaar gelede,
toe het Israel nie deurgegaan nie as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Hulle wou nie, hulle was bang vir die Kanaaniete, en wat was hulle straf? Josua 5 vers 6 sê wat hulle straf was, 40 jaar lank het hulle in die woestyn getrek. Hulle het nie hierdie oorwinningslewe gesmaak nie, totdat die hele volk omgekom het, krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie. Wat is die wil van God? Julle heiligmaking, sê die woord van die Here. En as ons nie gehoorsaam is aan daardie stem nie, is ons vooruitsig 'n woestynlewe, 'n vallende opstaan lewe, waar die Here jou met 'n lepeltjie moet voer, die wet, manna. In Kanaan het die manna opgehou, toe hulle van die opbrengs van die land geëet. Kan nie sien dat dit ongehoorsaamheid van die volk is om nie deur die Jordaan te gaan nie. Maar nou het hulle 'n tweede kans. En net so verwag die Here van ons om nie in die woestyn te bly nie. Ons kan nie by Gilgal bly nie, by redding bly nie. Ons kan nie by Bethel bly nie. Dis nie net Jerigo nie. Ons moet by die Jordaan uitkom, dat ons deur kan gaan. Hy verwag dat ons deur die Jordaan sal gaan. Die oorwinningslewe deelagtig sal word. Dis vir elke kind van God. Hy het hulle uitgelei om hulle in te lei. Paulus, wat baie van die Nuwe Testament geskryf het, onder leiding van die Heilige Gees, moes die beloofde land binnegaan om dit te kan doen. Hy moes eers bekragtig word vir dienswerk. En die opdrag was dat hy ook deur die Jordaan moes gaan, dat hy ook vervul moes word met die Heilige Gees. Dis die Here se wil dat Paulus vervul word met die Heilige Gees, en hy skryf self, Paulus, daar in Efesiërs 5 vers 17, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van God is. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Verstaan wat die wil van die Here is, word met die Gees vervul. Dis die wil van die Here. En soos met Israel, soos met Paulus, soos met ons, het God 'n besondere doel wat hy wil bereik. En hy wil dit bereik deur elke kind van die Here, en daardie doel kan net bereik word as ons bekragtig word met sy Gees. As ons vervul word met die Heilige Gees. En dit beteken nie dat jy nou allerhande dinge sal doen, soos in allerhande tale praat en so aan nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Met baie van daai mense wat in elk geval allerhande tale praat, se lewe toon nie 'n lewe van heiligmaking nie. 'n Lewe wat afgesonderd is vir die Here nie. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dienswerk. Nie net in Jerusalem nie, maar tot aan die uiterste van die aarde. En juist daarom is dit belangrik om in te sien dat die deurtog deur die Jordaan 'n opdrag van die Here is. Maar as nie net 'n opdrag van die Here nie, die volk moes hulle heilig voor hulle die deurtog deur die Jordaan deurgegaan het. Vers 5 sê, verder het Josua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders aan julle doen. Wat 'n wonder het hy gedoen? Hy het die Jordaan gekloof, dat hulle droogvoets kon deurgaan, net soos met uit Egipte land uit. En hierdie heilig julle het vir die Israeliete beteken dat hulle op 'n seremoniële wyse hulle liggame sowel as hulle klere moes was. Hulle moes op 'n morele wyse hulle harte voorberei vir hierdie ding. En hoe het hulle harte voorberei? Deur toewyding aan die Here in gebed en in oordenking van sy woord, 'n volkome oorgawe, deur bekering van bewuste sonde in hulle lewe, ontslaa raak daarvan. Dis nie 'n ligtelike saak nie. Hulle het steeds met 'n heilige God te doen. Josua 3 vers 3 en 4 sê, soos julle die verbondsark van die Here julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek, maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el, dis omtrent 'n kilometer, tussen julle en hom wees. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek, want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. So hulle harte, hulle gedagtes moes ingestel wees op hierdie belangrike saak. Die dinge bedink wat daar bo is en nie wat op die aarde hieronder is nie. En dit is om die Jordaan oor te steek. Hulle moes heilig wees na siel en liggaam, afgesonder aan die Here, oorgegewe aan hom. Daar moes klare Jerigo gewees het. Oorwinning, afstand doen, 'n banoffer, 'n oorgawe. En net so met die kinders van God hulle heilig voor hierdie groot stap.
'n bewussyn van God se heiligheid is nodig om deur die Jordaan te gaan. Dis nie sommer so alledaagse oorsteek van 'n spruit nie. Dis 'n wonderwerk, want hy's in volle vloed. As jy nou die geografie ken van die omgewing van Israel, dan sal jy weet dat die Dooie See is die diepste onderseevlak op aarde, daai punt. En die berg Hermon is verskriklik hoog, en as jy nou 'n dwarsdeursnee sal maak tussen die twee, sal jy sien dat hy verskriklik vinnig afloop na die Dooie See toe van die berg Hermon af, want dit is nou waar die Jordaanrivier ontspring. So dis 'n vinnig vloeiende rivier, en as hy eers in vloed is, dan is dit 'n geweldige groot klomp waters. En hierso was dit in vloed. In vloed. So hulle harte en hulle gedagtes moes ingestel wees op hierdie belangrike saak. En net so met die kinders van God hulle self heilig voor hierdie groot stap. 'n Bewussyn van God se heiligheid is nodig om deur die Jordaan te gaan. Dis nie daardie alledaagse oorsteek nie. Kain en Abel, dit laat mense aan hulle dink. Hulle het aan die Here 'n offer gebring. Kain se offer is nie aangesien nie. Hy was nie opreg met die Here nie. En die Here sien die hart raak. In Genesis 4 vers 6 en 7 sê die Here vir Kain: Kain, hoekom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Maar as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Maar jy moet daaroor heers. Die kind van God moet ontslaa raak van daardie dinge wat hinder. Hy moet daaroor heers voordat hy deur die Jordaan kan gaan. Raak ontslaaf van sonde in jou lewe. Maak seker, daar's niks tussen jou en die Here nie. Jy moet verby Jerigo kom. As daar sonde is wat pla, vra die Here om jou volkome te reinig met die oog op die Jordaanrivier. Heilig is ek, die Here wat julle heilig, sê Levitikus 21 vers 8. Net hy kan jou heilig. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en ook die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Jy sal nie sy werke sien nie. Jy moet klaar kry met daai eie ek. Hy moet gekruisig wees. Jerigo moet met die banoffer getref wees. Jy sal nie die werk van die Here sien nie. Jy sal nie die oop kloof van die Jordaan sien as jy nie totaal oorgegee is aan God se wil nie. Wat jou sonde betref, wat jou wil betref. Daarom sonder julle af. Gaan onder hulle uit. Spreek die Here, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Heilig jou, soek die Here se wil vir jou lewe. Want in die volgende gedagte sien ons dat die deurtog deur die Jordaan 'n stap in die geloof is. Vers 15, net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle al die dae van die oes. Hulle het hulle voete aan die kant ingesteek, in 'n stap van geloof. Om uit Egipte gered te word was een ding, maar dit was totaal 'n ander ding. Ek wil sê 'n perd van 'n ander kleur om oor hierdie Jordaan te kom. Maar hulle het geweet dat die Here wat hy gedoen het met die Rooi See, en hulle het die geloof gehad dat hy dieselfde vir hulle kon doen hier by die Jordaanrivier. Die oorsteek van die Jordaan was egter 'n baie groot toets van hulle geloof op 'n ander manier. Dieselfde krisis was aan die vorige generasie 40 jaar terug voorgehou, in ander omstandighede. Die vorige generasie het geval. Om deur die Jordaan te gaan, was die volk verbind aan hierdie opdrag tot dienswerk, met geen moontlikheid om te retireer nie. Daar was geen wegkomkans nie. Hulle sou met hulle rug teen die Jordaanrivier gewees het. Hulle moes die vyand in hulle skynbaar oninneembare vestings aanvat. Hierdie mense het yster strydwaans gehad. Hulle het magtige weermagte gehad met reuse tussenin. En hulle het hulle self verbind tot 'n reis wat 10 uit die 12 spioene 40 jaar terug veroordeel het. In die oog van logika was dit om alles op die spel te plaas, want daar is geen kans vir terugval nie. Dis alles of niks. Ons kan nie teruggaan na die woestyn toe nie. As jy deur die Jordaan is, jy deur. Wat 'n krisisstap van geloof moes dit nie gewees het nie. 'n Geloofstap in die onbekende. Ook daardie stap om die voet in die Jordaan in volle vloed te steek was 'n groot stap in geloof. Maar die volk neem daardie stap gedetermineerd, want die Here het gesê hulle moet dit doen. Hulle gaan op die woord van die Here, geloof aan die woord van die Here. Hulle gaan op sy woord. Dieselfde krisis kom een of ander tyd
in elke verloste se lewe. Daardie intense krisis in die siel, waarin 'n mens geforseer word tot die hoogste besluit. 'n Geloofstap in die vloedwaters van die Jordaan, of die weg wat ooglopend die maklikste lyk. Ons draai maar om, sien nie kans nie, en gaan terug na die woestyn. En pas op dat jy vir 40 jaar nie in die woestyn sal wandel, omdat jy nie daardie stap wil neem nie. Aan te sukkel in jou geestelike lewe. Dis een ding om Christus as saligmaker aan te neem, vanuit die skuldgevoel van sonde, die wet wat ons wys, dat ons skuldig staan voor die Here. Hy is ons tugmeester na Christus toe, sê Galasiërs, ek dink is 3 vers 24. Maar dis bloot 'n geskenk wat jy moet aanneem. Jy hoef niks eintlik te doen nie. Ja, jy vat die Here in die geloof op sy woord, dat hy in die kruis gesterf het vir jou sonde, maar dis net 'n geskenk wat jy moet vat. Maar dit is 'n totale ander ding om hom absoluut meester van jou wil in jou lewe te maak. Dis een ding om vanuit Egipte van ons ongeredde lewe gebring te word en deel te word van die verloste Israel. Dis 'n geskenk wat net gevat kan word. Maar is 'n totaal ander ding hierdie. Toe Graaf von Zinzendorf voor 'n skildery staan van die gekruisigde Jesus, staan daaronder: dit het ek vir jou gedoen, wat doen jy vir my? Wat doen jy vir my? En hy daar sy lewe vir die Here oorgegee. En die Morawiese sending het daardeur ontstaan. Een van die grootste sendingbewegings van alle tye daar in die 18de eeu. Dis heeltemal 'n ander ding om begrawe te word. Al ons selfgebore doele en begeertes in die Jordaanse vinnig vloeiende waters, om deur te gaan tot die hoë roeping, waar geen begeertes of eie doel geduld meer word nie, maar net die van die geseënde Here alleen. Ons moet dit doen deur die geloof. En wat is geloof dan? Dis 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. F.W. Meyer het gesê, faith is the sixth sense. It makes us sure of unseen or future things, which we know about only through the divine word, as we are of things which we can see and touch. So ons neem hierdie dinge as 'n realiteit, en ons handel daarop. Ons handel op die woord van die Here. Die Engels sê, we act upon it. Dit was een ding vir Abraham om van die Galdeërs te verlaat op die woord van die Here en in geloof uit te gaan op God se aandrang. Maar dit was 'n totaal ander ding, 'n ver groter ding wil ek sê. 'n Duurder ding om Berg Moria te klim en sy enigste seun op die altaar op God se woord te sit en te offer. Die mes te lig om sy seun te slag. Alles prys te gee. Al sy drome, al sy ambisie. Prys te gee op die altaar. Dis 'n totaal ander ding. En tog die krisis moes kom. Daar was geen ander beslissende manier om te bepaal of God die hoogste plek in sy lewe, die lewe van Abraham ingeneem het nie. Genesis 22 vers 16. Die Here sê, ek sweer by myself, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat in die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Abraham se Moria was dieselfde as Israel se Jordaan. Dit was dieselfde krisis onder verskillende name. Daar's 'n Isak wat geoffer moet word. Daar's my wil wat geoffer moet word. Daar's my drome wat geoffer moet word. Dis 'n krisis, want ek wil dit nie doen nie. Daar's 'n Isak in die geskiedenis van elke verloste siel. Wat is jou Isak wat jy moet offer, wat keer dat jy die Jordaan kan deurgaan? As jou wil oorgegee is om 'n stap van geloof te neem, moet die Here gevra word om die werk te doen. Want ja, jy neem die stap van geloof. Jou voet raak aan die vloedwaters van die Jordaan, maar jy kan dit nie kloof nie. Die Here moet daai deel doen. En daarom in die 4de gedagte sien ons dat ons moet bid om die deurtog deur die Jordaan. Josua 3 vers 3. Net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra,
moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek, vers 4, maar laat daar 'n afstand van 2011 tussen julle en hom wees, kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek, want julle het nie met die pad gister en eergister getrek nie. Om te bid is om in die teenwoordigheid van die Here te kom. Die verbondsark van die Here was 'n teken van die teenwoordigheid van die Here onder sy volk, dat hy onder hulle gewoon het. En gister en eergister het die volk nie met hierdie pad getrek nie. Hulle ken nie die pad nie. En daarom moes hulle agter die Here aantrek. Hy het die pad geken. Ons is nie in die toekoms nie. Ons weet nie wat in die toekoms gebeur nie. Maar die Here ken die pad. En daarom moet ons op sy woord handel. Sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek. Die Here sou vir hulle die pad wys. Sy teenwoordigheid sou vir hulle die pad wys. Hy is die enigste een wat geraadpleeg kan word oor die pad wat geloop moet word, want hy is altyd saam met die volk waar hulle ook al mag gaan. Kyk, Josua 3 vers 11, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in. Die doel van die deurtog deur die Jordaan is om diensbaar vir die Here te wees. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees. So die persoon wat deur die Jordaan wil gaan, wil handel met sonde. Hy wil alles op die altaar plaas, selfs Isak, wat voorheen dalk geplaai het. Die aardse dinge is nie meer vir hom belangrik nie. Dit gaan alles oor die Here, hoe hy die Here kan behaag. Daar's 'n begeerte in sy hart om 'n man na God se hart te wees, soos wat Dawid was, wat al sy welbehae sal doen en nie my eie welbehae nie. Dis sy begeerte. So dan, hoe kom hy dan deur die Jordaan? Alles is nou reg. Hy vra. Hy bid. Hy vra die Here, soos Paulus die Here gevra het. Ons lees daarvan in Handelinge 9. Toe sê die Here vir Ananias, staan op en gaan na die straat wat genoem word Regheidsstraat, vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus. Want kyk, hy bid. Hy bid. Wat het Paulus gebid, of Saulus? En nou lees ons in vers 12, hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande oplê sodat hy weer kon sien. En Ananias het gegaan en in die huis gekom, om die hande opgelê en gesê, Saul broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het. Nou hoor hierdie woorde, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Paulus is deur die Jordaan. Paulus het 'n kragtige getuie vir die Here geword. Psalm 145 vers 18 sê die Here is naby almal wat hom aanroep in waarheid. Dan kan jy dalk vir my sê, jy weet nie hoe om te vra nie. Maar die woord sê vir ons daar in Lukas 11 en in Matteus 6, watter vader sal vir sy seun 'n klip gee as hy hom 'n brood vra? As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Lukas 11 vers 13. Dis God se wil, dis sy opdrag dat ons deur die Jordaan sal gaan. Dis sy wil dat ons dit ook sal vra. 1 Johannes 5 vers 14, dis die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Wat is sy wil? Om deur die Jordaan te gaan. Vers 15 van 1 Johannes 5, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, die bedes verkry wat ons van hom gevra het. A.W. Tozer sê, the key to prayer is simply praying. Die sleutel tot gebed is om bloot te begin bid en te vra. Here, ek wil graag deur die Jordaan gaan. En as jou hart opreg is, as jy jou geheilig het, as Jerigo uit die pad uit is, daai eie ek gekruisig is, as Isak op die altaar is, kan jy met vrymoedigheid na hom toe gaan. En hom dood eenvoudig vra om jou deur die Jordaan te vat. Vra hom net. The key to prayer is simply praying. En dit bring ons by die laaste gedagte. Daar moet 'n bewys wees van die deurtog deur die Jordaan. Want wat werk geloof in ons hart? Dit is tog die woord van die Here wat geloof in ons hart werk, sê Romeine 10. Josua 4 vers 7, so, julle moet vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is, voor die verbondsark van die Here by sy deurtog deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe
as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Die klippe was 'n bewys om te onthou. Dit was 'n aandenking, 'n gedenkteken, 'n geloof wat deurgaan met die Here, los altyd 'n getuienis agter. Die klippe uit die Jordaan was die getuienis van God se krag en sy getrouheid. Daar's 2 oop klippe as jy Josua 4 gaan lees. Die in die middel van die rivier self, daar in vers 3, waar die priesters met die ark moes bly, staan totdat almal deur is. En dan was daar 'n hoop klippe aan die ander kant, vers 9, nadat hulle deur is. Die hoop klippe aan die Kanaan kant getuig van die getrouheid van God. Hy was daar in die middel, wat gesorg het dat hulle droogvoets deur kon gaan. Onthou, hulle deurgegaan, die priesters wat die ark gedra het, hulle daar bly staan, totdat die hele volk deurgegaan het, droogvoets. Wie was daar in die middel? Die teenwoordigheid van die Here. Hy was daar toe hulle deur die Jordaan gegaan het. En wie anderste as hy is die beste om 'n getuienis te lewer van hierdie groot oomblik in die volk se lewe. Die hoopklippe in die middel van die rivier getuig van sy krag. Hy's kragtig en magtig om dit te kan doen, om die water te hou totdat hulle deurgegaan het. En hierdie hoopklippe is simbolies. Hulle wys daarop dat God sy volk reg deur die rivier gebring het in die land van oorvloed. Daar's die woordjie deur. Hy het hulle deurgevat. Was jy al deur die Jordaan? Dit beteken dat daar 'n in en 'n uit sal wees. Daar sal 'n ingaan in die Jordaan wees en daar sal 'n uitgaan deur die Jordaan wees. En nou getuig hierdie 2 hoop klippe van beide die ingang en die uitgaan deur die Jordaan. Daar's 'n deurgaan. Hulle het ingegaan in die geloof en God het hulle laat uitgaan. Hy het hulle laat deurgaan. So seker as wat daar 'n ingaan is, sal daar 'n uitgaan wees, sodat daar 'n deurgaan deur die Jordaan sal wees. God bring die nou geheiligde siel tot aan die ander kant van die rivier. Nooit sal 'n siel afgaan in daardie Jordaan van selfverloning, om homself alleen en verlate te bevind in die middel nie. Nee, die ark was nog die heeltyd in die middel van die rivier, totdat hy deurgegaan het. God is met hom, God sal getuienis gee, dat hy ander kant uitgegaan het. Handelinge 15 vers 8 sê, en God wat die harte ken het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En daarom het die persoon wat getuig dat die Here hierdie groot wonderwerk, hierdie genadewerk, hierdie tweede genadewerk in sy hart kom doen, net ook die getuienis sal kry vanuit die woord dat hy regtig deur is. Met ander woorde, 'n hoop klippe. God gee getuienis. Daar moet 'n skrifgedeelte wees, 'n vers in die Bybel wat vir jou sê, Here, jy kan vir die Here vra, Here, het ek regtig met U deurgegaan? En hy sal vir jou 'n woord gee. Ek onthou daar by Loftaal 2014, preek Dominee Henny oor hierdie boodskap van hartsreiniging. En ek onthou ek het die Here gevra, Here, het U my regtig? Ek het nou die oggend na die tyd, ek het nie uitgegaan met die uitnodiging nie, maar die oggend na die tyd het ek met die Here kom ontmoet, en ek kan nie onthou wat ek eers gelees het daar of wat nie, maar ek het regtig 'n ontmoeting met die Here gehad, net vir die Here kom vra, Here, het U regtig my van my geestelike melaatsheid kom reinig, na my redding. En dit was so 'n week na die tyd, vra ek hierdie vraag weer vir die Here. En ek is daai oggend in my stilte tyd in Matteus 8, en die tweede vers sê, wat sê nou weer? Here, as U wil, dat 'n melaatse man voor hom neergeval, en gesê, Here, as U wil, kan U my reinig. Hy sê, ek wil word gereinig. Dis my hoopklippe. Ek weet die Here het 'n groot werk vir my kom doen, daardie dag. En dit is ook by daardie loftaal wat die Here ons toe nou kweekskool toe geroep het. Maar daar was ook 'n Isak wat ek moes offer by daardie loftaal. En sê die Here se wil vir my lewe is belangriker as my eie wil vir my lewe. Dit sal jou help om vas te hou in daardie getuienis. Want onthou, die sielevyand sal baie keer probeer om af te maak dat daar niks regtig gebeur het nie. En dan weet ons ook dat daar vrug sal wys in jou lewe, dat jy regtig deurgegaan het met die Here in hierdie saak. Psalm 1 is so kosbaar.
Hy sê in vers 3, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie sal verwelk nie. Het jy al in die wildtuin, hier's 'n paar kampers hierso in die wildtuin gesien. As jy so ry en al die bome so dor en droog. En van ver af sien jy die groen slang daarso. En jy weet daar's 'n rivier, daar's water. Dis hoe kinders van die Here lyk, wat vervul is met die Heilige Gees, waarvan die blare nie verwelk nie. En hy gee sy vrugte op sy tyd. Die apies speel daar aan die boom en hulle eet al die lekker vrugte. Maar die ander kinders van die Here, hulle lyk soos daai droë dor bome wat geen vrug dra nie. Hy sal kan getuig van wat die Here vir hom gedoen het en hy sal 'n skoon en 'n rein lewe handhaaf. Ek sluit af. Die Christelike lewe hoef nie in die woestyn te eindig nie. Daar is 'n dieper lewe. Hierdie lewe is ander kant die Jordaan in Kanaan. Die persoon wat deur die Jordaan gaan, is nie nou meer heilig en hakies as ander mense nie meer wetties as ander mense nie. Maar hy sal krag ontvang om dit te kan doen waarvoor die Here sy siel gered het, want elkeen wat die Here gered het, vir hom is daar 'n werk, dienswerk om te verrig. Die Here het die volk uitgelei uit Egipte land uit om hulle in te lei, sodat hulle kan getuig vir al die nasies dat die God van Israel God is. En Jonah het van dit af weggehardloop. En daarom is die deurtog deur die Jordaan 'n opdrag van die Here, sodat jy krag kan ontvang vir die werk waarvoor die Here jou geroep het, wat dit ook al mag wees. Die deurtog deur die Jordaan word vooraf gegaan deur belydenis van sonde. Raak ontslae van daardie dinge wat hinder dat jy kan deurgaan. Heilig jou. Die deurtog deur die Jordaan is 'n stap van geloof. Jy moet iets doen van jou kant af. Dit is 'n stap van geloof. Om algeheel alles oor te gee, alles op te offer. Daai Isak wat keer. Jou eie drome tel nie meer nie, net dit wat die Here wil. Bid om die deurtog deur die Jordaan. Vra vir die Here, dis sy wil vir sy kinders. Hy sal nie vir jou 'n klip gee as jy brood vra nie. Hoeveel te meer sal die Vader die Heilige Gees gee, die wat hom bid. Kry 'n bewys uit die skrif uit. 'n Hoop klippe, want die Here is daar in die middel gewees met die deurtog deur die Jordaan. Dat jy kan terugval op dit, sodat jy daardie getuienis kan vasmaak. Die vraag is jy al uit Egipte bevry? Die smaad van Egipte, is dit al weggerol? Was daar 'n Gilgal oomblik in jou lewe, toe jy besny is van die hart, jy gered geword het? Want dis waar die geestelike lewe begin. Dalk het jy by Bethel agtergebly. Ja, jy het die afgode verwyder. Al hierdie dinge doen ek van my jeug af. En hou ek van my jeug af. Afgode verwyder. Ek is daar in Bethel. Kom met die teenwoordigheid, maar partykeer trek ek maar weer weg, soos Jakob weggetrek het. Dan kom maar weer 'n bietjie moeilikheid en dan kom ek maar weer terug by Bethel. Ja, ek het ontslaag geraak van daardie een groot ding wat keer. Daai een groot sonde in my lewe. Ek het belydenis gedoen daarvan. Ek is nie bang om die beloofde land in te gaan nie. En waarom doen jy dit dan nie vanaand nie? Kom by daardie plek uit. Dalk het jy 40 jaar terug ook voor hierdie oomblik gestaan. En nou is jy nie bang nie. Want jy het gehandel met die eie ek, met daai Jerigo. Die Here verwag van elke weergebore kind van hom, om die beloofde land binne te gaan, om die rus, die Kanaanse rus binne te gaan. Wil jy die Here se wil uitvoer? Kom dan die opdrag na, en word vervul met die Heilige Gees. Soek daarna met jou hele hart, en heilig jou. Raak ontslaaf wat keer. Die planne sal altyd die tweede beste wees vir u lewe. Die Here se planne altyd die eerste beste. Sit Isak op die altaar? Die Here toets u daarin. Dis 'n stap in die geloof na die onbekende, soos wat Abraham geneem het. En bid daarvoor en vra die Here om hulp. Sê vir hom, Here, ek wil vervul word met die Heilige Gees, sodat ek diensbaar vir u kan wees. Of dit nou in die kinderbediening is,
hier in die gemeente met een of ander saak, dalk verder as dit. Dit gaan nie altyd oor 'n gevoel nie, 'n ervaring nie. Die volk het droogvoets deur die Jordaan gegaan. Hulle het nie die Jordaanrivier gevoel nie. Niemand het nat geword nie. Hulle het net droogvoets deur gegaan. Die Here het 'n wonderlike werk vir hulle gedoen. En omdat hulle droogvoets deur gegaan het, kon hulle daai hoop klippe kry, daar in die middel. Mag dit u begeerte wees vanaand. En môre kom ons dan nou by die samevatting en ons kyk so 'n bietjie hoe het Elisa hierdie ding deurgetrap. Amen. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, vanaand ook die begeerte van my hart en ook ek dink dominee sin en van die kerkraad en so, dat elke een in hierdie gemeente hierdie saak sal deurtrap, om gered te wees en gereinig te wees. Vervul met die Gees, sodat u koninkryk uitgebrei mag word, hier in Benoni en verder in die land. Ag Here, wil u nie hierdie groot saak doen vir mense nie, as hulle opreg na u vra vir dit nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan nog 'n gesang 40 versie sing ter afsluiting en antwoord op die prediking. Mag dit ook die gebed wees. Vang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.